graad 12 leerders, welkom by vandag se wiskunde les. My naam is Erika Jansen. Hierdie les word vir julle gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Research and Development. Vandag gaan ons verder met ons vraestel 1 se hersiening. Ons gaan meer spesifiek kyk na diferensiasie en dan ook waarskynlikheid. Die doelwitte van vandag se les is dat julle teen die einde van hierdie les nou al regtig 'n goeie oorsig kan hê oor die struktuur van vraestel 1 en ook weet waar om wat te verwag in hierdie vraestel. Dan meer spesifiek gaan ons dan ook nou kyk na diferensiaalrekeninge en dan ook waarskynlikheid. So kom ons spring weg. Vraestel 1 se struktuur het ek nou al 'n paar keer vir julle gewys. Diferensiaalrekeninge pas onder in hom in. So hy is hier by vraag 7, 8 en 9 rond en dan waarskynlikheid vraag 10 ongeveer. Dit kan soms effens wissel, maar solank jy weet min of meer waar in die vraestel hy gaan lê, is dit al wat belangrik is. So, kom ons kyk bietjie na die gewig. Diferensiasie tel regtig 'n groot deel van jou vraestel. Hy tel 35 punte, oftewel 23% van jou vraestel 1. So dis maar die moeite werd om hierin te belê. Hy bestaan gewoonlik uit 4 afdelings, waarvan 2 regtig baie maklik is en jy kan gratis punte hier kry. En dan die heel laaste een van die vraestel waarskynlikheid, hy tel so 10% van jou vraestel. Kom ons spring weg. Wanneer ons kyk na ons kalkulus. Eerste vraag is altyd die vraag wat vra, kry jou afgeleide volgens eerste beginsels. In hierdie geval het hulle vir ons 'n kwadratiese een gegee. Nou jy kan gaan voorberei deur vir jouself een te oefen wat 'n lineêre uitdrukking is, een wat 'n kwadratiese uitdrukking is, met ander woorde 'n parabool, en dan moenie vergeet om ook een te oefen wat 'n breuk is nie. Die kinders sukkel dikwels met die breuke 1. In Gauteng Junie van hierdie jaar het hulle breuke 1 gevra en baie leerders het daar geweldig gesukkel. So onthou, gaan oefen hom ook. Maar vir vandag is ons op 'n parabool ene. So die vergelyking wat hulle vir ons gee, of die funksie wat hulle vir ons gee, is fx is gelyk aan -1 plus 4x kwadraat. Nou wanneer jy eerste beginsels moet toepas, kyk eers gou vir my, daar is ander name vir hom ook. Hulle kan ook vra basiese beginsels, of hulle kan sê volgens die definisie. So wees maar bedag daarop, dis altyd jou eerste vraagie van jou kalkulus. Hierdie vraag moet jy op die lang manier met daardie lim-formule doen. As jy hom op die kort pad doen met behulp van jou toepassing van jou diferensiasiereëls, dan gaan jy ongelukkig 0 kry vir hierdie vraag, omdat die vraag spesifiek spesifiseer dat jy dit volgens daardie metode moet doen. So kom ons kyk hoe werk daai metode. As jy op jou formuleblad na die formule gaan kyk, dan moet jy besef, dis 'n regtig 'n groot formule. So ek sê gewoonlik vir die leerders, kry eers alles gereed wat jy in daardie formule het. Tipies soos hierdie kookprogramme op TV, waar hulle al die bakkies met goed voor jou neersit. En die persoon wat die gereg maak, vat net die bakkies en druk dit net, gooi dit net in die bak en meng dit. So kom ons doen ook ons voorbereiding en ons kry eers alles reg wat ons vir daardie resep nodig het. So eerstens sien ek, in my formule het ek 'n fx nodig, dit gee hulle altyd vir jou, en dan het ons fx plus h nodig. So fx plus h beteken jy moet letterlik waar x staan, vervang met 'n x plus h. So kyk ons nou na die regterkant, sien julle daar's weer 'n x, so ek vervang hom met x plus h. Dan sal ek verder aanraai dat jy hierdie eers vereenvoudig. Met ander woorde, doen eers die uitmaal, kry hierdie ding eers in eenvoudigste vorm, voordat jy verder gaan. Anders moet jy die vereenvoudiging binne in daardie groot formule doen, wat beteken jy met die groot formule 'n hele paar keer ekstra neerskryf. So as ons nou hierdie klaar uitgemaal het, onthou pas op net vir die tipiese vangplek, jy kan nie daardie kwadraat net inmaal nie. Jy moet die hakkie of 2 keer gaan uitskryf, of die kortpad manier gebruik. En daarna maal jy die 4 in. Goed, maar nadat ons dit gedoen het, dan kry jy nou daardie lang uitdrukking. Nou gaan skryf jy
jou lim-formule neer. Hy lyk as volg. So julle daarso is ons fx plus h wat ons gesê het ons het nodig, en daar is ons fx wat ons nodig het. Wees baie versigtig met jou notasie by hierdie vraag. Let daarop dat daar is geen is gelyk aan na tussen die lim en die breuk nie. Weereens hierdie afgelope eksamen het hulle by ons 'n punt hierso afgetrek vir notasie. So as jy nou byvoorbeeld 'n is gelyk aan daar gaan indruk, of jy skryf nie elke reeltjie daardie lim weer neer nie, dan is dit 'n notasiefout, en dan moes ons ongelukkig vir jou 'n punt aftrek. So nou gaan ek net indruk in my formule. Sien julle, ek vat nou daardie lang uitdrukking wat ek daar gehad het, en skryf hom net daar neer. En dan minus, maar pas op, daardie een wat ek daarbo gehad het vir fx, is 'n veelterm. So wanneer jy 'n veelterm in vervang, moet hy eers in hakkies wees, want hierdie minus wat voor hom is, gaan elkeen se tekens verander. Dan druk ons nou verder, of gaan verder vereenvoudig, en dan sal jy sien, alle terme wat nie 'n h in het nie, moet dan wegval. As dit nie gebeur nie, dan weet jy het 'n fout iewers gemaak. So, as ons nou die goed alles vereenvoudig het, en ja, die x het alles weggeval, dan eindig ons met 'n uitdrukking soos daardie. Maar op hierdie stadium is ek nog steeds vas. Ek kan nog steeds nie h0 gaan maak nie, want dan is my nommer ongedefinieerd. Maar, ek sien raak dat ek wel in my teller kan faktoriseer. En as ek in my teller faktoriseer, dan haal ek mos daar 'n h uit, en daardie h kan dan uitkanseleer met die onderste h. En so los ek my probleem op, dat ek nie h meer 0 kan maak nie. Die volgende stap, sê hierdie lim opdrag, letterlik vir my, gaan maak die h 0. En sodra ek die h 0 maak, aan die regterkant, dan kry ons dat daar net 8x oorbly. So, dit is dan my afgeleide van die funksie volgens eerste beginsels. Nou, jy het nou al genoeg kennis, jy kan jouself toets by hierdie vraag. Gaan doen gou daardie funksie, die oorspronklike funksie, gaan doen hom gou volgens die reëls. Minus 1 se afgeleide is 0, en 4x kwadraat se afgeleide gaan wees 4 maal 2 is 8x. En jy sien, dis waarby jy uitgekom het, so jy glimlag breed, want jy weet, hierdie vraag hoef jy nie eers weer te kontroleer nie. Jy weet, jy's reg. Goed, nou by die toepassing van ons differentiasiereëls. Onthou ek het vroeër gesê, kalkulus bestaan uit 4 vrae. Die 4 vrae is jou eerste beginselsvraag, dan die toepassing van die reëls, dan jou grafieke vraag, en laastens jou maksimering en minimering. So nou is ons by die toepassing. Ken maar die verskillende notasies. Onthou, jy het 'n hoofletter dx, dit beteken net, kry die afgeleide van daardie uitdrukking. Dan het jy ook f met so 'n aksenttekenkie, of dy dx. So kom ons doen eers hierdie ene. Wat is die probleem hier? Ek kan nie daardie ding differentieer soos wat hy daar staan nie. Onthou, wanneer jy wil differentieer, moet jy ontslaa raak van die volgende 3 goed. Alle hakkies moet weg, so jy moet uitmaak. Alle breuke moet ook weg. Dit gaan ons doen deur gewoonlik dit wat ook al die veranderlik is wat onder is, boontoe te vat en sy mag negatief te maak. En dan die derde ding waarvan jy ontslae moet raak, is alle wortels. Dit herskryf ons in eksponentvorm. So in hierdie geval het ek nou 'n hakkie. So kom ons raak eers ontslae van die hakkie. As ons die hakkie uitmaak, kry ons 'n pragtige 3-term en hy is nou reg vir differentiasie. So dan differentieer ons maar net, onthou, ek herinner weer, die 6 gaan maal met die 4 en dan word x se mag 1 minder. 3 kom vorentoe, maal met die 20, gee vir my die 60 en die mag word minder met 1. En dan die afgeleide van 'n konstante is altyd 0. Vir die van julle wat nie weet, hoekom die afgeleide van 'n konstante 0 is nie? Onthou, as ek vir jou sê, y is gelyk aan 25, dan is dit mos eintlik 'n grafiek wat 'n horisontale lyn is. En, wat is die helling van 'n horisontale lyn?
is 0. En onthou, eerste afgeleide gee altyd vir jou die helling van 'n funksie. So, die eerste afgeleide van 'n konstante is dus 0. Kyk na die volgende ene. In hierdie geval, die 3x tot die 4de is reg, ek kan hom maar diferensieer. Maar, die res van my uitdrukking is nie reg nie. So, jy kan nou nog nie diferensieer nie. Onthou, jy kan nie stuksgewys diferensieer nie. Jy moet eers die hele uitdrukking in die regte formaat kry. So, wat ek hiervan ontslae moet raak, is daardie breek en daardie wortel. So, kom ons herskryf hom gou-gou. Die x vat ek boontoe. En dan word hy x tot die mag min 1. Wees baie versigtig, ek sê so elke nou en dan vir julle van vangplekke, is nie noodwendig op hiervan toepassing nie, maar dis goedjies waarvoor julle moet oppas. As daar 'n syfer ook onder die lyn was, moenie die syfer boontoe vat nie. Onthou dis net die veranderlikes wat jy in die regte formaat moet kry deur hulle boontoe te vat. Goed, so dit word 7x tot die mag min 1, en dan word dit x tot die mag 2 op 3. En daar is 'n 2 vooraan, so ons los die 2 net daar. Nou is hy reg. Onthou hierdie rympie. Ek sê altyd vir my kinders, kry alles eers in die formaat. Iets x tot 'n mag. Sodra alles in daardie formaat is, dan kan jy diferensieer. So nou as ons diferensieer, en hierso sien julle ons ander notasie, dy dx, dan vat ons weer die 4 vorentoe, 4 maal 3 is 12, x tot die mag 3. Die minus 1 gaan vorentoe, pas op, daardie minus en daardie minus, geef my plus 7, en dan x tot die mag minus 2, want onthou, minus 1, 1 minder is minus 2, en dan die 2/3 vat ek vorentoe, 2 maal 2/3 geef my 4/3, en dan is dit x tot die mag 2/3 minus 1 geef my minus 1/3. Nou ek vind, teen die tyd wat julle by die vraestel, by hierdie vraag uitkom, dan trek ons nou al hier vinnig op pad na 2 ure toe. Julle is moeg, julle konsentrasie verminder. Op hierdie punt beveel ek regtig aan, dat tensy jou wiskunde regtig baie sterk is, dat jy maar liewerste jou sakrekenaar nader trek, en dat jy dit met die sakrekenaar uitwerk. Verstaan my baie mooi, ek is glad nie 'n groot voorstander van sakrekenaar gebruik nie. Ek verkies hoofrekening, maar ons wil so min as moontlik foute hê, en ons wil graag elke punt in die sak kry. So ons gaan nie hier kanse vat nie. Ons gaan maar hier eerder ons sakrekenaar gebruik. Goed, nou kom ons by 'n klein toepassing van die gebruik van die diferensiasiereëls. So hierdie ene sê, bepaal die koördinate van die punt op 'n kurwe, dan gee hulle vir my die kurwe se vergelyking, en hulle sê vir my waar die raaklyn by hierdie punt loodreg is op, en dan gee hulle vir my nog 'n vergelyking. So gewoonlik skrik julle wanneer julle hierdie verskriklike baie woorde sien, en hulle dink, waar pas wat in? Bly kalm, en dink net gou 'n bietjie mooi. Wat is vir jou bekend? Die eerste ding wat ek raak sien, is my maklike vergelyking daar aan die einde. Dis die vergelyking van 'n reguit lyn. Maar eerste ding wat ek raak sien, is dat hy is nie in 'n standaard vorm nie. So kom ons spring daarmee weg. Ons vat daai vergelyking, en ons kry ons y-waarde alleen. Nou is die volgende punt wat ek raak gelees het, loodreg. Loodreg sê dadelik vir my, onthou, m1 maal m2 is gelyk aan min 1. En ek kan mos nou, uit hierdie vergelyking uit, kan ek mos nou gaan my helling aflees. So daardie is my m, en dan gaan ek dit indruk in daardie m1 maal m2. Sodra ek dit daar indruk, en ek deel die min 5 weg, dan kry ek m is 1 op 5. So nou het ek 'n helling van 1 op 5. En dit gaan nou die helling van daardie raaklyn wees. Maar verder moet jy onthou, ons is besig met kalkulus, so jy moet jou kalkulus toepas hierso. Wat het die helling van 'n raaklyn ook met kalkulus te doen? Dit is altyd waar ons eerste afgeleide kry. So vat nou die oorspronklike funksie en kry sy eerste afgeleide. Dit gaan vir my gee 4x plus 3. Maar jy het nou die helling klaar daar gekry, en jy sê vir my, ek kan die helling van, of met behulp van die eerste afgeleide kry. So nou kan ek daardie twee goed net gelykstel aan mekaar. En sodra ek hulle dan gelykstel aan mekaar,
Dan kan ek oplos vir x, en dan kry ek dat x is min 14 op 20, of min 7 op 10. Wat is hierdie min 7 op 10? Dit is nou die x-waarde van daardie punt wat hulle gesoek het. Dis 'n punt op die kurwe waar die raaklyn se helling dan nou loodreg is op die helling van daardie gegewe reguit lyn. Maar onthou, ons is nog nie klaar nie, want hulle het gesê die koördinate van 'n punt. So ek het nog net 'n x-waarde hieronder. Vat dan daardie x-waarde en druk hom terug in die oorspronklike funksie. Want onthou, om 'n y-waarde te kry, is dit altyd terug in die oorspronklike funksie. As ons hom gaan terugvervang, en weer eens hierso, gebruik maar jou sakrekenaar. En 'n wenk wat ek ook wil gee, is wanneer jy breuke in so 'n vergelyking moet intik. Dis nogal 'n bietjie van 'n rompslomp om al daai minus en 7 op 10 die hele tyd in te tik. So kortpad wat jy kan doen is, tik eers op jou sakrekenaar min 7 op 10 en druk is gelyk aan. As jy dit gedoen het, is jou antwoord, daai minus 7 op 10, is gestoor in answer. En dan tik jy net in 2 answer kwadraat plus 3 maal answer plus 1. Dan hoef jy nie die hele tyd elke slag min 7 op 10 te gaan intik nie. Nou, as ons dit uitgewerk het, dan kry ons min 3 op 25, so die koördinate van daardie punt is dan min 7 op 10 en min 3 op 25. Onthou, dis regtig belangrik dat jy dit in koördinaatvorm skryf, omdat jou vraag gevra het vir koördinate. Dit kan gebeur dat hulle nie vir jou punte gaan gee, as hy nie in koördinaatvorm is nie, of hulle kan 'n punt aftrek. Nou kom ons by die lekker deel, die grafieke, derde graadse grafieke. So, onthou julle in vorige grade het ons altyd vir julle gesê, funksies en grafieke is regtig belangrik. Nou, in die matriekvraestel het jy nie net jou gewone grafieke van graad 11 nie, en dan ook jou inverse grafieke nie, maar jy het ook by kalkulus, het jy ook grafieke. So dis regtig maar die moeite werd om te belê in 'n goeie studie van jou grafieke. In hierdie geval gee hulle vir my 'n derde graadse funksie. Eerstens vra hulle vir my om die x en die y afsnitte kry, dan die koördinate van die draaipunte, en dan om hom te teken. En ja, onthou, as jy teken, alle afsnitte met die asse moet aangedui word, en alle draaipunte moet aangedui word. En dan vra hulle vir my 2 aflesingsvragies, waarby ek nou so uitkom. So kom ons spring weg. X en y afsnitte, lekker ou nuus. X afsnit maak ons y0. Nou, in die geval van 'n derde graadse funksie, mag dit soms beteken dat jy bietjie baie werk gaan moet doen. As jy die y gelyk aan 0 stel, dan het jy nou daardie uitdrukking. Maar onthou, jy is nie geleer hoe om daardie ding direk te faktoriseer nie. So die eerste ding wat jy gaan moet doen is, jy gaan vir jou 'n faktor van daardie ding moet kry, deur 'n faktor daarin te druk, soos jy begin byvoorbeeld, druk 1 daarin. As jy 1 daarin druk, en die antwoord is 0, dan weet jy, x gelyk aan 1 is 'n oplossing, so dan's x min 1 'n faktor. En dan moet jy met langdeling of met sintetiese deling, moet jy dan die res van die faktore gaan kry. Nou, ons gaan nie hier vir julle die langdeling en die sintetiese deling nou wys nie, ons gaan net hierso wys hoe lyk hy na faktorisering. So, eerste faktor was x min 1, en dan die tweede faktor is die minus 3x kwadraat plus 12x min 9. Dan moet jy natuurlik altyd gaan kyk of daardie tweede ene, of hy kan faktoriseer, of as jy wil, kan jy maar sommer direk die formule gebruik. Ek sal eintlik in die geval sal ek nogal neig om eerder die formule te gaan toepas. So dan kry ek dat x is gelyk aan 1, is my een oplossing, en my ander oplossing gaan ek dan, in hierdie geval het hulle nou gefaktoriseer, so ek kry dan x gelyk aan 1 of x gelyk aan 3. So as julle mooi gaan kyk hierso, sal julle sien, die x min 1 daar en daar is 'n herhaling. Sodra jy 2 x antwoorde kry wat dieselfde is, kan jy vir jouself maar 'n nota maak. Hierdie is dan 'n draaipunt, want daar's 2 x afsnitte wat gelyk is. Nou kom ons skryf net gou-gou daar in koördinaatvorm.
Dit is nie verpligtend hier, dat dit in koördinaatvorm moes wees nie, want hulle het net gesê kry die X en Y afsnitte. Hulle het nie gesê kry dit in koördinaatvorm nie. Maar, as ek vir jou raad kan gee, oefen maar die hele tyd, sodat jy alle antwoorde wat enigstens met punte te doen het, tog maar in koördinaatvorm sit. Dan is jy in die gewoonte, en dit kan nie skade doen as jy dit wel in koördinaatvorm skryf, al het hulle nie spesifiek daarvoor gevra nie. Dan is ons by die Y-afsnit. Y-afsnit is altyd super maklik, want elke term waar jy 0 gaan invervang, gaan hy wegval. So Y-afsnit sal altyd net daar die agterste waarde wees. En dit beteken my Y-afsnit is in hierdie geval is hy 9. Ek dink weer eens het ek hom in koördinaatvorm geskryf. Volgende vraagie het gevra vir die koördinate van die draaipunte. Onthou nou, hoe kry ons draaipunte? Jy's in 'n kalkulusvraag, so jy moet jou kalkulus gaan toepas. Draaipunte is waar die eerste afgeleide gelyk is aan 0. Dink aan enige derde graadse grafiek. By daardie draaipunt is die helling van die raaklyn is altyd 0, want dit is 'n horisontale lyn. So daarom as ek vir jou vra, kry die draaipunte, gaan jy vir my die eerste afgeleide gelyk aan 0 stel. In hierdie geval is ons eerste afgeleide is minus 9x² plus 30x min 21. En dan aan die linkerkant by die afgeleide gaan ek dan 'n 0 indruk. Dan moet ek net daardie uitdrukking gaan oplos. Nou in hierdie spesifieke geval het ons weer raak gesien dat ons kan regdeel met 'n 3. As jy formule gaan gebruik, is dit nie nodig om daardie vereenvoudiging te doen nie. Dit gaan natuurlik nog steeds die getalle kleiner maak, maar dit gaan nie verpligtend wees nie. As jy egter wil faktoriseer, dan is dit, ek wil amper sê, tipe van verpligtend, dat jy maar dit moet doen. Anders gaan jy met geweldige groot getalle sit wanneer jy faktoriseer, en ek sal regtig nie aanraai dat jy probeer faktoriseer met 'n eerste term wat negatief is nie. Goed, as ons nou ons x oplos, dan kry ons x is 7/3 of x is 1. Maar nou moet jy onthou, x en y afsnitte het ons net die antwoorde gevat, en dit was die antwoord van ons vraag. Maar by draaipunte het ons 'n x-waarde gekry, maar daardie draaipunte lê nie noodwendig op die asse nie, so jy moet die y-waarde ook gaan uitwerk. Vat dan daardie x-waarde, as ek 7/3 gaan indruk, dan kry ek 'n y-waarde van 32/9. So my eerste draaipunt is by 7/3 en 32/9. Druk ek die tweede waarde, naamlik die 1 in, en ek werk hom gou uit, dan kry ek my y-waarde is 0. Onthou julle, ek het nou gesê, toe ons by die x-afsnitte 2 x'e gekry het wat albei 1 was, het ek vir julle gesê, julle kan 'n nota daar maak, dis 'n draaipunt. Sien julle hier, ons het ons draaipunt by 1,0, ons het hom gekry. So nou het ek my 2 draaipunte, en ek het my x-afsnitte. Nou vra hulle vir my, om hom te gaan teken. So, al die goedertjies wat ek tot nou toe uitgewerk het, gee ek net gou weer daar vir jou, en dan moet ons hom gaan teken. Kom ons kyk gou waar is al die waardes. X-afsnitte was by 1 en by 3. Ek wil vir jou nog 'n verdere wenk gee, en dit is dat jy alle afsnitte met 'n kruisietjie merk, en dat jy alle draaipunte met 'n kolletjie merk. Wat is my rede daarvoor? Afsnit, die woord snit kom van sny, so dit is waar hy die x-as sny. So hy gaan aan een kant inkom, aan 'n kant uitgaan. Draaipunte laat my dink aan 'n katrol, waar 'n kabel bo oor die katrol gaan of onder hom gaan. So daarom as ek 'n kolletjie maak, dan weet ek dadelik, dit moet 'n draaipunt wees. Dis maar net vir gevalle waar jy so 'n bietjie minder punte het, en jy dalk naderhand begin twyfel, was hierdie nou 'n afsnit of was dit 'n draaipunt? Net so die x-afsnitte het ek klaar ingeplot, die y-afsnit was daar by 9, en dan plot ek my 2 draaipunte. Nou sien julle, daar was die 1 draaipunt, en nou kan ek hierdie ene ook 'n kolletjie maak. En dan is dit letterlik net verbind die kolletjies. En onthou om op die eindpunte van jou grafieke tog maar pyltjies te sit, want onthou daardie grafiek stop nie.
Goed, nou kom ons by die aflesing van die grafieke af. Die derde graadse vergelykingsfunksie het ons nou hierbo nog steeds gegee. En nou vra hulle vir my, vir watter waas van x is die eerste afgeleide groter as 0? Nou jy kan dit gaan aflees van jou grafiek, of jy kan dit gaan uitwerk. Ek verkies eintlik om eerder my grafiek hier te gebruik, want hy tel net 2 punte. So as ek nou teruggaan na my grafiek toe, op my vorige bladsy, dan vra hulle nou vir my, waar is my eerste afgeleide groter as 0? Onthou, eerste afgeleide gee die helling. So, dit moet van daar af op tot by daardie punt wees, want dit is waar my helling positief is. So as ek nou wil weet waar is my eerste afgeleide groter as 0, dan gaan ek net sê, dis x element van 1 tot by 7/3. Maar kom ons kyk 'n bietjie, wat as ek dalk besluit het ek wil hom gaan uitwerk? Dit gaan natuurlik meer werk wees, maar pas op net gou-gou vir die volgende. As ons eerste afgeleide vat, en ons sê hy moet nou groter as 0 wees, moet jy regtig oppas. Ons oorspronklike uitdrukking daar van die eerste afgeleide was negatief gewees. So wanneer ek daardie ding daar negatief het, moet jy nie hierdie ene hier positief hou nie. Hoekom? Want ons het eers daardie uitdrukking gaan vereenvoudig deur om regdeur te deel deur -3. Toe het hy geword 3x kwadraat minus 10x en plus 7. Maar omdat ek deel met 'n minus, gaan ek die teken moet omruil. So hy is nou nie meer groter as 0 nie, maar hy moet kleiner wees as 0. En dis hoekom daardie ding dan moet omdraai na 'n kleiner as 0 toe. So nou gaan ek my kritieke punte weer uitwerk, wat nou my 7/3 is, en my 1 wat ek reeds in die vorige bladsy of die vorige skyfie gesien het. En dan sê ek vir myself, goed, maar as ek nou 'n parabooltjie sou teken, omdat hy nou kleiner as is, beteken dit ek moet nou tussen die twee waardes gaan inkleer. En dis waar ek dan nou my 1, hierdie kant was 1 gewees en daai kant was 7/3. En dit is waar ek dan nou die antwoord tussen die twee waardes aflees. So sien julle, dit is eintlik baie veiliger om maar eerder van jou skets af te lees. My aanbeveling is, kyk vir 'n grafieke vraag. As jy enigstens grafieke vraag mee besig is, gaan lees af van die grafieke, behalwe as hulle die woord sê bereken. Bereken beteken jy moet hom fisies gaan sit en uitwerk, en dan sal jy sien jou vraag tel ook meer punte. En dan die een. Baie kinders is glad nie lief vir hierdie vraag nie, maar eintlik is hy baie maklik. Sien julle, hy tel weer eens net 2 punte. So, hoe jy hom ook al uitredeneer, gaan regtig nie saak maak nie, want hulle gee hier net punte vir die antwoorde. Maar kom ons kyk waaroor gaan dit. Hulle sê vir my, wat is die waardes van k, sodat fx gelyk aan k presies 3 verskillende reële wortels het. Nou, ek sal nou eers te gaan en net alles na een kant toe vat. So fx minus k gelyk aan 0. Dan moet jy dit sien as die funksie moet nou of op of af gaan skuif. So eintlik vra hulle vir my, wat moet ek met hierdie grafiek doen in terme van op en af skuif, sodat hy presies 3 verskillende reële wortels sal hê. Nou, in hierdie geval het hulle 'n minus daar. So kom ons kyk eers na afskuif. As ek hierdie grafiek gaan enigstens afskuif, kom ons maak dit net 'n klein bietjie. Ek gaan nou my bes probeer om hom parallel daar te teken. As ek hom net 'n klein bietjie afskuif, dan het ek mos 1, 2, 3 verskillende reële wortels. So letterlik enigiets wat ek afskuif, gaan vir my 3 verskillende reële wortels begin gee. Maar jy moet altyd oppas. Met hierdie derde graadse grafieke is daar dikwels 'n maksimum. En dit is die volgende. Ek kan hierdie grafiek afskuif, daarso nog, en hy sal nog reg wees. Hoekom? Want, ek het nou bedoel om daar net so bietjie bo kan die as te teken, maar nou het ek hom presies op die as.
As hy presies op die as is, dan sy mos nie meer reg nie. Want nou het ek nie 3 verskillende reële wortels nie. Ek het daar 1 en ek het hier 2 gelyke wortels. So in totaal het ek net 2 verskillende wortels. So nou is hy nie meer reg nie. Enigiets wat ek nog verder sou afskuif, het ek dan nou net 1 wortel hier aan die linkerkant. So daar's ook 'n maksimum hoeveelheid wat ek kan afskuif. En dit is daardie afstand daar. En die afstand daar word gegee deur my y-waarde van daardie draaipunt. So dis waarom ek dan nou gaan sê, K moet groter as 0 wees, maar kleiner as 32/9. Net vir interessantheid, hoekom kan ons nie opskuif nie? Want enige iets wat ek sou opskuif, gaan net vir my 1 wortel daar aan die regterkant gee. Nou kom ons by die maksimering en minimering vraag. Teen 'n prys van R400 per sak word 200 sakke verkoop. Vir elke R20 verhoging in die prys van die sakke, word 4 minder sakke verkoop. Teen watter sakprys moet die sakke verkoop word, sodat jou inkomste 'n maksimum gaan wees? Nou, baie van hierdie vrae, die maksimering minimering vrae, is in 'n woordsomformaat. Sien julle in hierdie geval, is daar geen leiding wat vir jou gegee word nie. In die afgelope Gauteng vraestel, het hulle dieselfde gedoen. Ook 'n woordbeskrywing gegee. Geen sketse, niks nie, geen leiding. As jy op hierdie punt in die vraestel kom, wil ek amper vir jou aanbeveel, los net eers hierdie vraag uit, doen gou jou waarskynlikheid, hoekom? Want jou waarskynlikheid is enkelpunte, kry gou eers daardie punte in die sak, en dan kom jy terug na hierdie ene. Want hierdie maksimering minimering vraag, vind julle dikwels baie moeilik om die woordsom om te sit in vergelykings of in sketse wat julle verstaanbaar vind. So wees net versigtig daarvoor dat jy nie gaan vashou by hierdie vraag en dan 10% by waarskynlikheid gaan weggooi nie. Maar kom ons spring weg met hierdie vraag. In hierdie spesifieke vraag gaan ek die toenames in die R20 verhogings in die pryse, gaan ek nou X maak. So ek gaan sê, X is die aantal toenames van R20. Nou, as ek dan 'n sekere hoeveelheid wil uitwerk, onthou nou ek wil uitwerk wat is die prys wat ek nou ideaal moet vra. Dan gaan ek sê, goed, my prys het ons begin met R400. En dan het hy 'n sekere aantal toenames van R20 beleef. Want onthou nou ek begin met R400 vir R200 sakke. Maar iewers te vorentoe is daar 'n, kom ons noem dit maar 'n ideale prys, waar my inkomste op sy maksimum gaan wees. En ek wil nou graag by daardie prys uitkom. So daarom maak ek my prys R400, basiese prys plus 20 maal X. Die hoeveelheid wat ek gaan verkoop, onthou word elke slag 4 sakke minder. So jy begin met 200 sakke, maar vir elke toename gaan jy 4 sakke minder hê. So daarom vat jy 200 minus 4x. So by daardie punt, waar jy nou jou ideale punt het, waar jou inkomste op 'n maksimum is, gaan dit my prys wees en dit my hoeveelheid wees. En nou is dit maklik, want nou sê jy net vir jouself, hoe bereken ek my inkomste? Dis tog my prys maal my met my hoeveelheid. Maal daardie uit en ek kry 'n kwadratiese uitdrukking. En nou is dit regtig maklik, want jy weet, sodra jy daai woord maksimeer sien, weet jy, kry die eerste afgeleide, stel hom gelyk aan 0. So kom ons gaan kry ons afgeleide, dis die 2400x minus die 160x. Los op vir jou x, jou x is 15. Maar onthou, hulle het gevra teen watter prys moet die sakke verkoop word. So gaan terug, vat hierdie 15 en sê maar my prys was mos 400 plus 20x. Druk dit daarin en dan kry jy dat my ideale prys waar my inkomste op 'n maksimum gaan wees, is die R700. Nou is ons by waarskynlikheid. Eerste vraagie, sê hulle vir my 2 gebeurtenisse in my steekproefruimte, gebeurtenis A en B.
Hulle gee vir my die of se waarskynlikheid en hulle gee vir my B se waarskynlikheid. Nou sodra jy hierdie vraag sien, onthou, jy het 2 reëls beskikbaar. Die een is die optelreël wat op jou formuleblad is, en dan die tweede ene is die onafhanklikheids- of die produkreël. Maar, onthou, daai tweede ene mag jy net in sekere situasies gebruik. So kom ons kyk wat vra hulle. Eerste een vra, wat is die waarskynlikheid van A, as die gebeure onderling uitsluitend is? Weereens, dis kodetaal vir my snyding is leeg. Tweede een vra, waarskynlikheid van A indien die gebeure onafhanklik is. Dit sê ek mag die produkreël gaan gebruik. En dan kom ons by die tweede vraag, dit was 'n boomdiagram vraag waar hulle gesê het 'n mediese ondersoek word uitgevoer om te toets vir die teenwoordigheid van 'n siekte in 'n populasie. Die toets is nie 100% akkuraat nie. 10% van die persone wat die siekte het, sal negatief toets, en 5% van die persone wat nie die siekte het nie, sal nou weer positief toets. Met ander woorde, dis waar jou toetsing nou verkeerd is. Nou sê hulle, indien die toets op die volle populasie gedoen sou word, en ek kry 'n resultaat van 6,7% is positief, dan vra hulle watter persentasie van die populasie het die siekte. Maar kom ons spring weg met daai eerste vraag. Hulle soek die waarskynlikheid van A, en onthou, ons het nou klaar gesê, onderling uitsluitend beteken my N is 0. So ek gaan my optelreël vat, wat op my formuleblad is, maar onthou, op jou formuleblad het jy mos nog hier agter, minus die waarskynlikheid van A en B. Maar omdat hy onderling uitsluitend is, het hierdie gedeeltetjie nou weggeval. So nou gaan ons invervang, ons het ons waarskynlikheid van A of B, dit druk ons in aan die linkerkant, is 0,8, en ons het ons waarskynlikheid van B, dis 0,4, so my waarskynlikheid van A is dan 0,4. Dan 'n nuwe situasie, wat is die waarskynlikheid van A, indien A en B onafhanklike gebeure is? Onafhanklik, gaan gebruik die produkreël. So kom ons gaan kyk gou-gou. Om die produkreël te gebruik, het ek 'n bietjie van 'n probleem. Ek het eers daai N nodig, maar as ek die N nodig het, moet ek terugval op my optelreël. So dis wat ek hier gedoen het. Ek het nou eers my optelreël neergeskryf, en ek vervang in 0,8 vir my of-gedeelte. Die A weet ek nie, die waarskynlikheid van B is 0,4, en dan aan die agterkant, A het ek nie, maar waarskynlikheid van B het ek wel. So dis die 0,4 daar. Nou moet jy raak sien, dat daardie is soos x minus 0,4x. Dis terme van dieselfde soort. So jy kan hulle aftrek van mekaar af. En dan die 0,4 gaan ek links vat. So as ek die 0,4 links vat, dan kry ek 0,6 waarskynlikheid van A is gelyk aan 0,4. En dan deel ek net die 0,6 weg. En dit gee vir my die waarskynlikheid van A is dan 2/3. Nou by ons boomdiagram vraag. Ons het hom nou gou klaar deurgelees, so kom ons kyk hoe gaan ons boomdiagram lyk. Onthou, 10% van die persone wat die siekte het, sal negatief toets. So, wat ek doen, op die uiteinde van die dag, vra hulle vir my in hierdie vraag, kom ons kyk gou weer, wat het hulle gevra? Hulle het gepraat oor die feit dat soveel persent is positief. So kom ons gaan stel gou ons ding op. Eerste been gaan ek maak X. Dit is die aantal persone wat, hierdie het hulle die Engelse afkorting sommer gebruik, wat diagnosed is, wat gediagnoseer is met die siekte. Kom ons maak dit X. Onthou, dis die waarskynlikheid dat jy gediagnoseer is met die siekte, en dat jy dit het. So, as jy dan X aan die boonste been het, onthou jou 2 bene op enige vertakking moet altyd saam 1 gee. So die ander been sal dan 1 minus X wees. Dan gaan jy aan na die volgende vertakking. As 'n persoon wel die siekte het, dan tweede been kan split tussen, hy word positief getoets of hy word negatief getoets. Hulle sê 10% van die persone wat die siekte het, so dis nou daardie eerste been, hulle het die siekte,
dan gaan 10% negatief toets. Dis daardie been. So, skus, hierdie is dat hy, skus, is nie diagnose nie, dit is die feit dat hy die siekte het. So, dan gaan 10% het hom dan nou negatief getoets. So, as daai 10% is, dan moet die ander been 0,9 wees, want onthou hulle moet weer saam 1 gee. Tweede deel, waar hy nie die siekte het nie, sê hulle 5% gaan positief toets, so dis daardie boonste been wat positief toets, en dan die ander been moet dan 95% wees. So kom ons gaan skuif nou. Die eerste uitkoms is hy het die siekte, die disease, wat hulle gesê het, en hy's positive. So dis disease positive. Tweede een is disease negative, so dit is met ander woorde, jy het die siekte, maar jy toets negatief. En dan hieronder, jy het nie die siekte nie, maar jy toets positief, en nie die siekte, jy toets negatief. Nou in hierdie geval, het hulle nie vir jou gevra om dit uit te werk nie. Hulle het vir jou die uitkoms gegee, en jy moet terugwerk, en hierdie X gaan uitwerk. So kom ons gaan kyk na wat het hulle vir ons gegee. Hulle het vir my gesê, dat 6,7% toets positief. So nou gaan ek na hierdie laaste kolom met al die uitkomste, en ek kyk watter van daai opsies wys toets positief. Dit sal daardie opsie wees, sien julle daar, hy toets positief, en ook hierdie ene. So dis die twee wat vir my, as ek hulle bymekaar tel, daai twee uitkomste, moet dit vir my 0,067 gee. So ek vat die eerste been, hy sal wees X, maal met 0,9, dis ook by daai DP uitkom, en dan om hierdie onderste ene te kry, gaan ek 1 min X vat, maal met die 0,05. So jy loop net op daardie bene, en jy vul die waarskynlikhede wat op die bene staan, vul jy dan in. Nou gaan jy net met oplos, van 'n lineêre vergelyking, en onthou nou, hierso het as eers net daar ingemaal. Nadat ek ingemaal het, sien ek hier's X'e en daar's X'e. So trek hulle van mekaar af en vat die 0,05 oor, en dan kan ek oplos vir my X. So X is dan 0,02. Onthou die vraag was, watter persentasie het die siekte? So dis hoekom ek daardie ene X gemaak het, want nou as ek by my antwoord uitkom, dan het ek sommer die antwoord van die vraag. Lekker 6 punte. So die formele antwoord daar was net gewees 2% van die populasie het die siekte. Nou kom ons by die matriekwaarskynlikheid, waar ons baie lief is vir kombinasies, permutasies, al daardie goedetjies. Ja, hulle sê hierso, in die Vrystaat bestaan nommerplate uit 3 letters van die alfabet, maar uitgesluit vokale. Hoeveel vokale is daar nou weer? 5. So ek gaan nie meer 26 letters hê nie, ek gaan nou net 21 gebruik. So jy het eers 3 letters, dan enige 3 syfers. Syfers kan nou 0 tot 9 wees, wat langs mekaar staan. So, en dan aan die einde is daar FS vir Vrystaat, maar dit is vas. So, het hulle 'n voorbeeld gegee, sien julle, daar is my 3 letters, en daar is my 3 syfers. Die FS is vas, so jy gaan niks daarin verander nie, dit is nie opsies nie. Belangrike ding hierso is my letters en my syfers mag herhaal. Dan vra hulle vir my eerste ding, hoeveel unieke nommerplate kan ek vorm, as die letters en die syfers nie mag herhaal nie. En dan sê hulle vervolgens, moet jy waarskynlikheid bepaal, dat die nommerplate se nommer met 'n 6 sal begin. So kom ons kyk na die eerste ene. Unieke nommerplate, gaan ek nou kyk, in al die verskillende posisies, waaruit kan ek kies. En onthou nou, in hierdie geval, die letters en die syfers, mag nou nie meer herhaal nie. So, eerste posisie. Onthou julle, ons het gesê, daar is 26 letters in die alfabet, en 5 vokale word uitgesluit. So, om in die eerste posisie te gaan kyk, kan ek kies uit 21 letters. Maar, die letters mag nie herhaal nie. So, ek het nou een gebruik, wat beteken hy word uit my versameling gehaal. So, wanneer ek posisie 2 kies, kan ek dan nou uit 1 minder letter kies. So, dan is dit net uit 20 letters. En so gaan die derde ene aan na 19 toe. Dan wat die syfers betref, eerste posisie kan ek kies uit 10 verskillende syfers, dis van 0 tot 9.
maar omdat ek nie mag herhaal nie en ek nou 1 klaar gebruik het, gaan ek in die volgende posisie net uit 9 waardes kan kies en die derde net uit 8. En dan gryp jy jou sakrekenaar en jy kry hier 'n groot antwoord van 5.745.600. Onthou net by hierdie goeders ook, om maar jou syfers bietjie te spasieer in daardie 3 hoeveelhede. Hulle is nogals lief om hier ook baie groot getalle te vra, en dan dikwels laat julle net 1 nulletjie uit, en dit maak 'n hele verskil aan jou antwoord. Goed. Nou vat hulle die situasie bietjie verder, en hulle sê vir my nommerplaat se nommer moet met 'n 6 begin. Met ander woorde, daardie eerste posisie daar, kan ek nou nie meer uit 10 syfers uitkies nie. Ek kan nou net uit 1 syfer kies. Dit moet 'n 6 wees. So daarom vervang ek net daardie 10 daar, vervang ek met 'n 1. En dan kry ek weer, as ek uitmaal, daardie antwoord, maar omdat dit waarskynlikheid is, moet ek die antwoord wat ek nou hier gekry het, op die vorige skyfie se antwoord sit, want ek wil weet watter persentasie is dit, of watter waarskynlikheid is dit. En indien ek dit dan gaan uitwerk, kry ek dat dit 'n waarskynlikheid is van 1 op 10. En daarmee het ons klaar deur daardie gedrag. So kom ons kyk wat lê voor in die volgende les. In die volgende les gaan ons kyk na vraestel 2 se hersiening deel 1. Dit sal behels hersiening oor statistiek en dan ook oor analitiese meetkunde. Dit is dan die einde van vandag se les. Baie dankie.